vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook ons geloof. Net tot sover. Ek kan gerus tyd neem om self hierdie gedeelte te gaan lees. Dit is nogal 'n baie lang gedeelte, 58 verse, en dit is nogal redelik intens. Hierdie hoofstuk 15 van die eerste brief aan die Korintiërs het Paulus geskrywe omdat daar mense was wat deel was van hierdie gemeenskap van gelowiges wat nie geglo het in die opstanding van Christus nie. Nou as ek vanoggend net hierdie versie aan julle sou voorhou, dan sou 'n mens seker kon sê, soos daardie mense geglo het, dat daar nie 'n opstanding was nie, dat daar vertwyfeling was in mense se lewens. Vanoggend vier ek en jy die opstanding van Christus. Die voltooiing van Paasfees. Dis die hart van die evangelie waarin ons glo, ons geloof draai rondom Paasfees. Dis tog immers hoekom die Here Jesus gekom het. Die hart wat hierdie Paasgebeure omarm, en ons gaan later in die jaar dit vier, is Christus se hemelvaart en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Hy moes opvaar en aan die regterhand van die Vader gaan sit, sodat die Heilige Gees kon kom om in sy kinders te kom woning maak. Maar dis nie waaroor ons vanoggend praat nie. Ons het vanoggend die opstanding Sondag. Hierdie stuk skrywe Paulus oor die opstanding van Christus Jesus. Sê Paulus, ek maak julle die evangelie bekend wat ek aan julle verkondig het, wat julle aangeneem het en waarin julle nou staan. Nie net het hy aan die kruis gesterf sodat ek en jy gered kan word en van sonde verlos kan word nie, hy het opgestaan sodat ek en jy kan lewe. As hy nou net aan die kruis gesterf het, dan was hy net 'n wonderlike mens wat lank terug gelewe het. Nee, hy het opgestaan uit die dood, sodat ons kan lewe, sodat ons kan glo in hom wat die lewe is. Ons het vanoggend gehoor die teks vir die gedeelte Johannes 20, wat vat julle terug daarna toe die vroue terugkom van die graf af. En hulle die disippels sê, ons het hom gesien. Het Petrus, Johannes en Jakobus hulle gehaas na die leë graf. En omdat Johannes vinniger was hy eerste in die graf. En hy sien die doeke van sy hoof eenkant lê en staan daar. En hy het geglo. Dit was 'n teken vir die Jode. Dit was nie toevallig gewees nie. Die doeke van sy hoof wat eenkant opgevou het vir die Jode gesê, hy kom weer. Daarom het Johannes geglo. Toe Thomas nie teenwoordig was, toe Christus die eerste keer aan die 12 verskyn het hy gesê, hy sal eers glo as hy hom sien. Latere stadium, toe Thomas teenwoordig was die Here Jesus weer by hulle en die Here nooi hom uit en sê, kom steek jou vingers hier in my hande en hier in my sy. Thomas sê, my Here en my God. Salig is die wat
nie gesien het nie, en tog geglo het. Die Vader trek hulle vir wie bestem is vir die ewigheid na hom. Christus Jesus red, en die Gees van God kom wederbaar van my en vir jou tot kinders van God. Die feit dat ek glo in Christus Jesus en sy Gees woonagtig in my is die bewys dat Paasfees in werklikheid is in my lewe. Die bewys dat Paasfees in werklikheid is in my lewe, is die bewys van die Heilige Gees in jou lewe. Paulus skryf hierdie gemeente in Korinthe dat sy dood moes gebeur, want die skrifte getuig daarvan. Net so moes die opstanding gebeur, want die skrifte getuig ook daarvan. Dis nie net iets wat eenkant in 'n hoekie in Jerusalem gebeur het nie, daar is selfs buite Bybelse bronne tot so vroeg as 100, voor 100 na Christus wat getuig van hierdie historiese figuur en alles wat in Jerusalem gebeur het, selfs dat hy gekruisig is en selfs dat sy volgelinge getuig dat hy opgestaan het. Paulus skryf in hierdie getuienis in vers 8, waarvan hy self die laaste getuie is. Dan begin hy by Sefas en die disippels. Paulus is die geringste van die 12 apostels. Want hy was nie saam met hulle geroep nie, tog is hy by uitnemendheid die grootste apostel van hulle almal gewees. Want hierdie Paulus op pad na Damaskus kragtadig tot bekering gekom en Christus roep hom as 'n apostel onder die heidene. Paulus het Christus se hart gehad vir die verlorenes. Daarom het hy hierdie groot ywer gehad om die evangelie uit te dra. Daarom het hy so hard gearbei sodat soveel as moontlik mense die evangelie kon hoor. Onthou julle Vrydag, julle wat hier was, ek jou gevra het, kind van God, wanneer laas het jy iemand na die Here Jesus toe gelei? Of het jy al ooit iemand na die Here Jesus toe gelei? Hy noem homself die geringste van al die apostels, want hy het die kerk vervolg voor sy bekering en met sy passie het hy die evangelie uitgedra, want uit genade is hy gered. Romeine 1, vers 16 en 17. Besef ek en jy vanoggend weer, as jy terugdink vanoggend na jou eie bekering, dat ons uit genade gered is. So 'n paar jaar gelede luister ek na 'n gesprek op Radio Kansel, ek dink dit is 'n Amerikaanse sendeling, wat vertel van, hy sit in 'n vliegtuig, ek weet nie waartoe op pad nie, en langs hom sit ook 'n man, ook 'n sendeling van 'n ander land. En hulle raak in gesprek oor mekaar se gebeure in hulle lande. Soos julle weet, ons wat in die Weste groot word, kan vrylik woord lees, vrylik kerk toe kom. Hulle wat in die Ooste bly, word vervolg vir hulle geloof. Die een wat langs hom sit, is 'n sendeling uit een of ander land, vervolgde land. En hy vra vir die man, wat sou jy sê, is die verskil tussen ons, wat nie vervolg word vir ons geloof, en julle wat vervolg word vir julle geloof? En hy antwoord om die volgende, en hy sê, you are committed
to a cause that we are sold out for Christ Jesus. Committed beteken dat ek is gecommit in iets totdat dit bietjie warm onder my raak, dan vervaag die commitment terwyl hy wat uitverkoop is aan die Here Jesus is daar tot en met die dood gehoorsaam aan die Here. En dit wil ek jou vanoggend vra, kind van God, is jy gecommit tot dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het, of is jy uitverkoop aan die Here Jesus? Is jy uitverkoop aan Christus Jesus om Paasfees te bring, daar waar jy leef, daar waar jy werk, daar waar jy bly, daar waarheen jy gaan? By die ouete huise, as ek die geleentheid gehad het om te preek, en ek is bly, sit 'n klomp oupas en oumas, het ek altyd vir hulle gesê, julle is in 'n tyd in julle lewe waar julle genoeg tyd het in gebed en in woord. Ouete huise of oupas en oumas, ek weet die ou mense sê hulle raak besiger as hulle aftree. Maar dit kan die geleentheid wees, dit kan eintlik 'n kragbron word in ons samelewings. Ons gebede kan gaan tot in die uithoeke van die wêreld. Helaas. En ek het dit Vrydag gesê en ek sê dit weer, het ons in 'n uur in Suid-Afrika gekom, dat ons 'n waaragtige herlewing nodig het, 'n God gegewe herlewing. My ma se ma was so 'n vrou, sy was so 'n ouma, toe sy nog geleef het, in 'n ouete huis in Bloemfontein, elke oggend, sy 3 uur opgestaan, elke oggend, sy 3 uur opgestaan, tot 6 uur gebid, sy het nou saam met die hoenders gaan slaap, maar elke oggend het sy 3 uur opgestaan, tot 6 uur om tyd te maak, saam met haar Heer en Meester, en het sy op papiertjies neergeskryf, 'n versie, dit wat die Here op haar hart gelê, om hulle wat haar in die dag kom besoek, of van die personeel, wit of swart, 'n teksversie vir die dag te gee. Sy was 'n vrou van gebed, soos wat my eie moeder was. En ek ervaar dit in my eie lewe. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgestaan het, leef in sy kinders. Daarom kan ek en jy as kind van God leef vanuit hierdie saligmakende geloof, want ek is geregverdig uit die geloof tot 'n lewe van heiligmaking. Hierdie opstanding van Christus het nie net vir my en vir jou lewe gebring nie, maar dit gaan ook die laaste vyand vernietig, naamlik die dood. Alles gaan aan hom onderwerp word, en wanneer alles aan hom onderwerp word, gaan hy homself ook onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het. Ek onderwerp myself aan God, deur elke dag aan myself te sterf, sodat ek vrug kan dra, skryf Paulus daarso in 1 Korintiërs 15. Dis tog heiligmaking. Dis tog die vrug van regverdigmaking, as regverdigmaking teenwoordig is in my lewe, as die Here my kom nuut maak het, dan moet heiligmaking mos deel wees van my en van jou lewe.
vers 42. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Soos Christus opgestaan het, soos Christus gesterf het, en opgestaan het uit die dood, so word ek ook as kind van God, sterf die liggaam, maar die gees word opgewek tot 'n nuwe lewe in Christus Jesus, ons wedergeboorte, gewas is in die bloed van die Lam. Ons belydenisskrifte sê, die bad van die wedergeboorte. Paulus gaan verder, dan wys hy op hierdie verganklike teenoor die onverganklike, lig teenoor duisternis, dood teenoor lewe, vers 54, en wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid bekleë is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid bekleë is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Christus se laaste woorde aan die kruis. Dit is volbring. En saam met dit het in die tempel het hierdie gordyn, hierdie doek wat die skeiding gemaak het tussen die heilige en die allerheiligste in twee geskeur, vir my en vir jou as hy kind van God direkte toegang gegee tot die Vader. Daarom skryf Paulus in hierdie selfde brief in 1 Korintiërs en sê, julle liggame is die tempel van die Heilige Gees. En as Paulus dit skryf, dan het hy in gedagte dit wat hier gebeur het, dat ek en jy nie die heilige, maar die allerheiligste is. Want die Heilige Gees het tog kom woning maak in die allerheiligste. Daarom skryf dieselfde Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2 as hy sê, stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Ek het dit altyd gesê waar ek gepreek het. En ek sê dit vanoggend vir julle weer, en ek weet wie is van julle wat dit so leef. Jy wil weerstand bied teen die Satan, teen die duiwel, in sy lustige pile waarvan Paulus skryf in Efesiërs 6, dan moet jy tyd maak elke dag saam met die Here in woord en gebed. Elke dag tyd maak saam met die Here in woord en gebed. Vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Deur die vernuwing van julle gemoed. Ek wil vir jou sê, kind van God, die beste geleentheid om te groei in jou geestelike lewe, die beste geleentheid om God se hart te hoor, is nie net die lees nie, die bestudering van hierdie wonderlike boek. Elke dag getrou. Die feit dat ek die woord so goed ken, is nie my teologiese studies nie, is my tyd saam met die Here. Konsekwent, van Genesis tot Openbaring. Lees ek die Bybel deur konsekwent. Die Here breek deur sy Gees hierdie wonderlike boek aan sy kinders oop. Ek sluit af. Die opstanding van Christus Jesus, in die eerste plek getuig die skrif van sy opstanding. Handelinge 2:24. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Psalms getuig daarvan. Handelinge 13 vers 29 tot 31
getuig onomwonde daarvan. Die briewe van Paulus, van Petrus, van Johannes getuig hiervan. So ook die profete in die Ou Testament. In die tweede plek getuig die opstanding van Christus se godheid. Die opstanding getuig van Christus se godheid. Is dit nie die belydenisskrif van Nia in 325 na Christus, toe daar 'n krisis in die kerk was, juis voor hierdie twee nature van Christus in die kerk by Nia by mekaar gekom en daarom word dit die synode van Nia genoem en toe die kerk weer by bevestiging gesê het, hy is volkome God, volkome mens gewees. Het julle al gedink hoekom dit so belangrik is? Want as hy dit nie was nie, dan sou hy nie aan 'n kruis kon hang nie. Dan sou hy nie aan die kruis kon sterf nie, want die dag toe hy daar gesterf het, die Vader al ons sondes op hom geneem, in daardie een daad aan die kruis. Daarom kon hy al ons sondes op hom neem, want hy was volkome mens, volkome God. Sodat die wat bestem is tot die ewigheid, tot geloof in hom sou kom. Daarom was hy by magte om sy lewe weer op te neem, sodat ons wat in hom glo kan leef. Toe hy vir sy disippels vra, wie sê julle is ek? Antwoord Petrus hom, U is die Seun van die lewende God. Die Here Jesus antwoord en sê vir hom, geen mens het dit aan jou geopenbaar, net my Vader het dit aan jou geopenbaar. Duiwels glo ook, maar hulle sidder van angs, Jakobus 2 vers 19. In die derde plek is Christus se opstanding die voltooiing van sy reddingswerk. Moet nooit die kruis en die opstanding losmaak van mekaar nie. Hy moes aan die kruis hang. Hy moes opstaan uit die dood. En dis hoekom ek en jy leef op grond van dit wat hy gedoen het. Romeine skryf Paulus hoofstuk 4 vers 24-25. Maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, praat van die Vader, wat oorgelewer is terwille van ons misdade en opgewek is terwille, hoor mooi, van ons regverdigmaking. Die opstanding is die voltooiing van sy reddingswerk. Regverdigmaking, sê die Grieks, is 'n eenmalige werking in my lewe. Is 'n volkome werk van God se Gees in sy kinders se lewe. Heiligmaking, sê die Grieks, is 'n voortdurende werk in ons, sy kinders se lewe. Daarom skryf Paulus, as die koringkorrel in die grond nie val en nie sterf nie, kan dit nie vrug dra nie. Paulus skryf in Korintiërs, ek moet minder word en Christus al meer. In hierdie selfe hoofstuk 15 skryf Paulus, ek moet aan myself sterf elke dag. Heiligmaking is die vrug van 'n regverdigmaking. En hierdie twee is onlosmaaklik deel van mekaar en kan nie geskei word nie. In die vierde plek het die kerk van die Here Jesus tot stand gekom. Is julle nie vanoggend die getuienis van Christus se opstanding nie? Die kerk leef voort. Nie omdat dit mense is nie,
maar omdat ons een gemeenskaplike gees het wat in al sy kinders deur al die eeue geleef het, daarom bestaan sy kerk. Daarom leef sy kerk voort. Daarom sal sy kerk bly staan totdat hy weer kom op die wolke. Die boek Handelinge beskryf die vroeë kerk vir ons. Gaan lees die boek Handelinge, gaan bestudeer hom mooi, die vroeë kerk. Net so is ek en jy vandag getuies van die kruisiging en die opstanding. In die 5de plek is die onvermydelike oordeel van God, wanneer hy weer sal terugkom, nie as verlosser nie, maar as regter. Handelinge 17 vers 29 tot 31, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid, nie ons geregtigheid, in God se geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Ek wil jou vanoggend vra, hierdie Paasfees, in die lig van hierdie gedeelte dat Christus se opstanding ook daarop dui dat daar 'n dag van oordeel gaan kom. Dat hierdie Paasgebeure vir jou en vir my weer op die Here weer op ons harte mag druk en sê, ek mag nie slaap nie. Ek mag nie sluimer nie. Paulus skrywe vir Timoteus en sê hy, jy moet die evangelie tydig en ontydig bring. Tydig wanneer dit vir ander mense tydig is, ontydig nie wanneer dit vir jou tydig is, maar ontydig, aanhoudend, voortdurend. Ma, bid jy vir jou kinders se redding. Oupa, ouma, bid jy vir jou kinders, jou kleinkinders se redding. Bid jy vir hulle rondom jou. Ek het Vrydag gevra en ek het net nou weer in die diens gevra, wanneer laas het jy iemand na die Here Jesus toe gelei? Ek weet in die kerkorde waarin die kerk waarin ek groot geword het, staan daar een van die opdragte van die ouderling is om iemand na die Here Jesus toe te lei, disippels te wees. Ek en jy is gered in hierdie kerk, in julle kerk, in my kerk. Nie om lidmate te wees nie, maar om disippels te wees. Gehoorsame disippels. In die laaste plek is sy opstanding die bewys van ons ewige blydskap. Het jy dankbaarheid en vreugde vanoggend in jou hart vir dit wat die Here Jesus kom doen het 2000 jaar gelede? Jesaja 35 vers 10. Wys terug na die Ou Testament. En die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel. En ewige vreugde sal op hulle hoofde wees. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesig vlug weg. Dis Paasfees vanoggend, in werklikheid, in my en jou lewe. Dalk sê jy vanoggend vir die Here, Here, ek ontbreek. Ek ontbreek daaraan. Ek dink aan daardie kruisgebeure, met my eie dinge, my eie woorde. Toe die Here Jesus daar gehang het en gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Dink ek, die Vader moes ook 'n hart, soos dat ons 'n hart vir ons kinders het, teenoor sy eie seun ervaar het. Maar dit moes, sodat ek en jy kon leef. Dit moet vir my en vir jou, Paasgebeure moet vir my en vir jou terugbring. Hou jy daai dag toe jy tot bekering gekom het, die vreugde in jou hart, die dankbaarheid in jou hart.
Mag die Here hierdie Paastyd vir my en vir jou weer opnuut, nie net in herinnering nie, maar terugbring na die werklikheid van my redding, dat ek uit genade gered is. Daarom wil ek vir ander vertel, vir ander bid, vir ander traktaatjies gee, en dit wat die Here Jesus kom doen het. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, die grootste gebeurtenis, en U was daardie donderdagnacht begeerig om die laaste Pasga wat in U in vervulling gegaan het, te vier, te eet en te ly, sodat ons kan lewe. Ek wil bid, Here, dat ons U kinders in die groot opdrag wat U die kerk gegee het, nie sal verslap nie. Dat ons dit sal leef, sal doen, sal bid vir ander. Dat U ons sal gebruik as instrumente in U hande. Laat ons die saaiers sal wees, want dit gaan oor U woord, Here. As my dankbare hart dalk verkoel het, Here, wil ek kom vra, dat U die vuur weer opnuut in ons harte aan die brand sal steek. Dat U hierdie ywer weer opnuut in ons harte aan die brand sal steek. Baie dankie daarvoor, Here. Seën ook hierdie dag, seën hierdie dag tot eer en verheerliking van U groot en U heilige naam. Amen. Vang die seën, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met een en elkeen van julle wees. Amen.